Goeiemôre aan elkeen van u. Baie welkom hier in die huis van die Here. Ek hoop dit sal vir u 'n geseënde dag wees en mag die Here elkeen van ons se harte aanraak en dat ons sy stem hoor so dat ons dit deur die week kan gebruik, dat ons kan weet dat hy goed is en dat hy groot is. Kom ons staan saam vir lied 288. Ons sluit ons oë. Ons almagtige God en Vader, Here, baie dankie dat U lief is vir ons. Baie dankie dat U elkeen van ons baie spesiaal en verskillend gemaak het. Maar meer nog, Here, dankie dat ons vanmôre kan weet dat U ons God is. Dat ons veilig is by U en dat U na ons kyk. Amen. Kan ons na die sending verhaal kyk asseblief? Faith was net 3 jaar oud, maar sy het geweet waarvan sy meer as enigiets anders in die wêreld gehou het. Sy het graag na diep en wyd toe gegaan. Soms het sy en mamma gaan stap, dan loop hulle verby diep en wyd, 'n kerk in die straat in hulle dorpie Savunga in Alaska. Kyk, sal mamma sê, ons loop nou verby diep en wyd. Van pure opwinding sou sy begin sing, diep en wyd, diep en wyd. Terwyl sy sing, laat sak sy haar hande om te wys hoe diep is. Dan strek sy haar armpies uit om te wys hoe wyd is. Vrydag aande kon Faith nie wag om in die bed te kom nie, sodat sy in die oggende kon opstaan en na diep en wyd toe gaan. Dan sê oupa, goeienag, sien jou môre vroeg. Miskien sal ek pannekoeke maak. Faith het genotvol geglimlag. Oupa se pannekoeke was haar gunsteling ontbyt. Sy het altyd om 10 uur in die bed geklim. Dit was 'n bietjie moeilik, want haar ouer sussie was dan nog op.
Baie mense in Savunga gaan laat bed toe en staan laat in die oggend op. Faith het om 9 uur op Sabbaatoggend opgestaan en kombuis toe gehardloop om te sien of oupa besig was om pannekoeke te bak. Ja, lekker! Voor ete het sy saam met ouma en oupa gebid. Hulle het almal hardop gebid en gesê, God is goed, God is wonderlik. Faith het graag die eerste groot hap van die pannekoek gevat. Dit was so lekker. Faith moes om 2 uur die middag by Diep en Wyd wees. Die kerk het in die middag begin, omdat baie kinders en hul ouers laat in die nag bed toe gegaan het en tot laat in die oggend geslaap het. Net voor 2 uur het sy in mammie se 4-wiel motorfiets geklim om kerk toe te gaan. Almal in die dorp het gestap of met 4-wiel motorfietsse gery. Toe hulle daar aankom, is Faith deur 'n vriendelike vrou verwelkom. Sy was nie van Alaska soos Faith en haar familie nie, almal het haar op haar naam genoem, Eloise. Sy het na die dorpie getrek van die ver afgeleë Noord-Carolina om elke Sabbat by Diep en Wyd te leer. Eloise het vir Faith en die ander kindertjies liedjies van Jesus laat sing. Faith het geduldig gewag en gehoop dat hulle haar gunsteling liedjie sou sing. Toe gebeur dit. Eloise het gesê, nou gaan ons Diep en Wyd sing. Faith het haar handjies bly geklap. Toe sing sy uit haar hart. Sy laat sak haar handjies om te wys hoe diep is. Dan strek sy haar arms uit om te wys hoe wyd is. Nadat die groep heerlik saam gesing het, bid Eloise en vertel die kinders 'n Bybelverhaal. Daarna doen die kinders prettige kunsfluit en geniet appels en lemoene wat Louise vir 'n peselhappie gebring het. Faith geniet die appels en lemoene. Hulle is spesiaal want die vrugte groei nie naby hulle dorpie nie, maar moet van ver af ingevlieg word. Al te gou was die program verby en was dit tyd vir Faith om huis toe te gaan. Het jy gehou van die Sabbatskool? Vra mammie en neem haar aan die hand. Faith het haar koppie bly geknik. Ek is lief vir Diep en Wyd, sê sy. Vandag is Faith 16 jaar oud en nog steeds lief vir die Sabbatskool. Dit was in die Sabbatskool waar sy haar gunsteling liedjie geleer het, Diep en Wyd. Dit was in die Sabbatskool waar sy van haar beste vriend, Jesus, geleer het. Nie lank gelede nie het sy haar hart vir Jesus gegee en is in Diep en Wyd, die 7de Adventiste kerk in Savunga, gedoop. Dankie vir die 13de Sabbatskool offergawe hierdie kwartaal, wat sal help om God se diep en wye liefde in Alaska te versprei. 'n Gedeelte van die offergawe sal gebruik word vir 'n projek by die 7de Adventiste kerk in Bethel, Alaska. Mag ons as groot mense ook daarop fokus om net Jesus te lewe in vandag se tyd. Loot en Jacqueline, kan ek julle vra vir offergawe? Kom ons sluit ons oë. Baie dankie liewe Here dat ons 'n klein deeltjie vir U kan gee. Dankie Here dat ons so lewe het, dat ons het om vir U te gee. Ons pleit by U, vermeerder dit asseblief Here, dat U werk hier op aarde klaar kan kom en Here dat U op die wolke kan kom. Here, en help ons ook om gereed te wees vir daai wonderlike dag. Amen. Ek sit by 2 vergaderings hierdie week, onder moeilike omstandighede, wat ontvou voor my, en ek besef net, weer eens, die duiwel is los. En waarheid
is iets wat maklik onder die tafel ingevee word. Ons moet daarop let dat ons bly fokus op Jesus. Want Jesus is wat vir ons die doel op aarde gee. En net hy alleen. En ons moet versigtig wees dat mense ons nie mislei nie. Hierdie is 'n illustrasie wat ek eintlik aan die einde wil gee, wat ek nou met julle gaan doen, maar die illustrasie kan ek nie aan die einde gee nie, want julle is te slim. So ek wil nou kyk of ek julle kan uitvang. Ek soek graag 6 volonteërs wat ietsie voor sal kom nuttig. Daar's niks snaaks aan dit. Nou catch. Hier's heerlike sap, so julle kan vir julle elkeen 'n pragtige glas kom kry, en dit gou hier, so julle kan dit saamvat banke toe ook, hoor. Nou ja, mens vra nie 'n boot om vir jou iets te doen nie, want dit werk nie uit nie. Maar die res, ek het hier 'n gebreekte glas gehad, en niemand wou hom gehad het nie, behalwe die bootjie wat hom eerste gevat het. Dit is ons lewe. Die inhoud wat hulle gekry het, is Jesus. En dit is heerlik, want dis waaroor die lewe gaan. Maar die illustrasie wat ek met julle wou deel is, ons kyk so baie kere vas teen dit wat ons sien. Laat ons Jesus vergeet. Hier was 'n vuil glas, hier was 'n gebreekte glas, hier was 'n ou beker, hier was 'n ou lelike plastiek glas, en daar was 'n mooi glas. Ons kyk vas teen die mooi glas en vat hom eerste, en mis dan die sap, en mis dan vir Jesus. Ons moet versigtig wees daarvoor, dat ons nie so vaskyk teen die goed wat naby aan ons is, laat ons Jesus miskyk nie. My stukkie wat ek vandag met julle wil deel, gaan oor dankbaarheid. Dankbaarheid is die alternatief wat ons moet aangryp, en wat Paulus vir ons verskeie kere in sy boeke herhaal, dat ons teenoor God moet dankbaar wees. Want dankbaarheid maak dat ons naby aan God lewe. Dit maak dat ons nie vaskyk teen die swaar kry van ons lewe nie. So dankbaarheid is baie, baie belangrik. Ek lees vir ons hier 'n stukkie. Ons leef almal daagliks onder 'n wolk van somberheid, van bedruktheid, van teneergedruktheid, en opregte vrolikheid bestaan nie meer om ons nie. As ek kyk na die mense saam met wie ek werk, dis ouers, dis onderwysers, dis kinders. Die enigste vrolikheid wat ek by hulle waarneem, is as hulle rugby kyk. En saam met dit is daar ander goed wat ook daarmee gepaard gaan. So my afleiding is dat dit ons die enigste ding geword het in ons lewe wat vrolikheid veroorsaak. Maar tog loop Dawid voordat hy die stad ingaan en hy sing. En hy leer ons en hy skryf baie van die psalms om vrolik te wees in die Here. Want dit is waaroor dit werklik gaan. En dit is dan ook wat die Here in plek het om ons sielkundig
gesond te hou. Om naby aan die Here te lewe en om ons gesondheid, ons psigiese gesondheid eerste te stel, is dankbaarheid iets wat ons daagliks moet uitlewe. As julle in die oggende opstaan, wat doen julle eerste? Gryp julle die glas water wat deur die nag met die pille daar is? Of kyk julle op julle selfoon, wie het julle gesoek? Kyk julle gou wat se nuus? Of luister julle na die voeltjies wat sing? Of sê julle vir die Here, dankie Here, dat ek nog 'n dag lewe. Want jy hoef nie wakker geword het nie. Die Here hoef jou nie wakker te gemaak het nie. Wat is ons ingesteldheid? As ek na die briewe van Paulus lees, word ek altyd skaam. As daar 'n mens was wat seker rede gehad het om onder 'n wolk van bedruktheid te lewe, dan was dit hy. Dink net aan alles wat hy deurgemaak het en alles wat hy op die altaar moes plaas vir sy geloof en wat hy alles moes verduur aan haat, aan onbegrip, aan konflik, aan geestelike en liggaamlike wreedheid. Hy was ook nie baie gesond nie. Of daar tye van bedruktheid in sy lewe was, weet ek nie. Ek kan nie glo dat hulle heeltemal so ontbreek het nie, want hy spreek ook meermale van sy behoeftes aan troos en hoe die Here hom getroos het. Maar wat opmerklik is dat hy dan tog altyd weer bokant die dinge uitklim. En met 'n vrolikheid en 'n dankbaarheid wat tot verwondering stem, selfs in die gevangenis en in die nag, liedere van dankbaarheid gesing het. Dankbaarheid was sy doel wat sy lewensdoel was. Ek kom tot die gevolgtrekking, geloof is dankbaarheid en ongeloof is droefheid en sorge. Geloof gaan nie maak dat jy nooit swaar kry nie. Geloof gaan nie maak dat daar nooit verskriklike goed op jou pad kom nie. Maar geloof is dit hoe jy dit hanteer. Dit is belangrik vir die geloof, dat 'n mens dankbaar en vrolik moet wees. Die geloof laat ons God se seëninge en liefde sien. Die ongeloof laat ons vashou teen ons teëspoed en donkerheid. Ons moet versigtig wees daarvoor. Ek praat nie van mediese omstandighede nie. Ek praat van ons gewone mense. Dit is 'n stuk Christelike lewenskuns om altyd rond te kyk na redes om God nogtans dankbaar te wees, ten spyte van onaangename omstandighede. Vra jy die vraag af, wat is daar in die situasie waarvoor ek God werklik behoort te bedank? As ek teleurgesteld is in die bediende, dan moet ek vir God sê dankie, dat dit nie my man of my kinders is in wie ek teleurgesteld is nie. As my motor in 'n ongeluk beskadig is, moet ek dankie sê dat ek nie dood is nie, dat ek nog steeds lewe. As hy ernstig beseer is, dank God dat dit ook uit sy hand kom. Soek iets om oor dankbaar te wees. En kom in 'n gewoonte om dit daagliks te beoefen. Ek daag julle uit. Môreoggend as jy wakker word, sê vir die Here, dankie Here dat ek lewe. En as jy werk toe gaan, soek 2 of 3 goed. Dankie vir die blou lig, as jy niks het om te sê voor dankie nie. Dankie vir die blou lig. Want dit kon swart lig gewees het. Dink net hoe erg sou die aarde dan gewees het. Dankie dat ek 'n warm bed gehad het waarin ek geslaap het. Dankie dat ek 'n bed gehad het waarin ek geslaap het. So kom in die uitdaging dat ons weer fokus op dit wat goed en mooi is van die Here en wat hy vir ons gee. En ons almal weet, hy gee nie vir ons groot goed nie. Ja, wel in ons lewe tyd. Maar klein dingetjies kom direk van die Here af. Dalk moet ons volgende naweek 'n lysie uitgee, dat elkeen van julle meer as 30 goed kan neerskryf, waarvoor jy kan dankie sê. Ons sluit af met lied
205. Dankie Here dat U ons God is. Dankie Here dat ons vrede by U voet sal kry. Here, help ons om 'n hart van dankbaarheid uit te lewe, sodat ons mense na U toe kan trek met die vreugde in ons harte. Ons vra dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie. Ons is swakkelinge, ons is sondaars en ons word so maklik gevang
in die web van die slegkant van die lewe. Ag Here, hou ons asseblief baie, baie naby aan U. Elkeen van ons, Here, in hierdie gemeente. En Here, gee vir ons opregte harte, wat juig en prys vir U naam. Amen.